Goeiemôre vriende. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons gaan saam lees uit Matteus hoofstuk 13. As jy jou Bybel hier het, kan jy dit gerus oopmaak, maar ons het ook die teksgedeelte op die bord. Voordat ons lees, kom ons soek ook God se leiding in die lees en die nadenke oor hierdie skrifgedeelte. Here Jesus, ons het U ook leer ken as die lewende woord. Die een na wie se lewe ons kon kyk en deur wie ons kon leer hoe God se hart vir hierdie wêreld eintlik klop. En hier voor ons het ons 'n geskrewe woord wat die woord bring van die lewende woord U self. En ons vra, Heilige Gees, dat U in hierdie oomblikke ook die een sal wees wat ons lewens so sal neem en gebruik dat hierdie woord vir ons ook sin maak. En Hemelvader, dat ons deur alles wat ons is en doen, U naam sal verheerlik. Open vir ons U woord. Amen. Matteus 13. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom sê toe vir hom, meneer, het u nie goeie saad op die land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle, dit is 'n vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom, wil u hê ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy, as julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar bring die koring na my skuur toe. En dan spring ons 'n paar verse en dan gebeur hier eintlik 'n unieke ding. Hierdie is die enigste gelykenis wat Jesus vertel het, waar hy self die verduideliking gee. Nou, mense kan dalk baie daaroor sê, maar uit wat ek gelees het, lei ek nou af, dat die meeste mense wat hierop kommentaar lewer sê, dit is omdat dit wat Jesus met die gelykenis wou sê vir hom so belangrik was, dat hy wou seker maak dat niemand dit verkeerd verstaan nie. En dan sê hy hier in vers 36, daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe. Sy disippels kom toe by hom en vra, verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land. Jesus antwoord, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk. Die onkruid is die aanhangers van die bose. Die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld. Die wat oes, is die engele.
Soos die onkruid bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die Seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder. Almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree. En sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Ek wil graag hier begin sê, ek het al in my lewe hele paar preke oor Matteus 13 gehoor en meeste van die kere waar ek dit gehoor het, was dit 'n bekeringsteks. 'n Bekeringsteks waar mense deur vrees aangedryf word om hulle leefstyl te verander. En deur wat ons ervaar en wat ons beleef rondom ons, weet ons dat vrees 'n tydelike motivering is. Terwyl liefde 'n langdurige motivering is. Ek onthou een van my kollegas, ek gaan nou nie sy naam sê nie. Toe ons so jonger was, het ons skoolverlaterskampe gehad. En dan hier op die laaste middag voor ons sou huis toe gaan, dan berei ons voor, dan gaan ons nou kampvuur ergens daar in die veld hê. En daar by die kampvuur kry die wat nou die vrymoedigheid het, kry nou 'n kans om iets te sê van hoe hulle die kamp beleef het ensovoorts ensovoorts. En dan aan die einde van die aand, dan sal die dominee sê, nou ek het dit self ook gedoen. Dan sal die dominee sê, as hierdie week nou vir jou spesiaal was, kom tel 'n klip op en dan bou ons so 'n stapel klippe. En dan vat dit lank, en ons sit net daar, en die ouens wat bietjie musiek maak, sing 'n paar liedere, en dan bou ons hierdie klipstapel. En terloops, dis 'n mooi herinnering. Ek het net een keer die voorreg gehad om deel te wees van die klipstapeling. En dan sê my een kollega, hy kan nie onthou by hoeveel was hy nie. Hy sê, en hy weet ook nie hoeveel klipstapels het hy al gebou nie. En hy sê, elke keer as ek daai klip daar neersit, dan sê ek, nou draai ek my lewe om. Hy sê, elke keer as hy daar gekom het, by die punt, dan het hy weer besef, dis dalk nie meer dieselfde ding waarmee ek die eerste keer gesukkel het nie, of die tweede keer, of die derde keer nie. Maar hier is iets anders wat my dring om 'n sigbare teken op te rig van my toewyding aan God. En dis 'n nuwe toewyding, is wat God van ons vra, deur tekste soos hierdie. Nou kom ons begin hier by die groot vraag. Ons leef eintlik almal met hierdie groot vraag. As God dan regeer het, as God dan regeer en Jesus die vyand verslaan het volgens Kolossense, en die beeld gebruik, Paulus daar gebruik, is die gebeeld van 'n koning wat uitgaan op 'n oorlog, en dan verslaan hy die ander koning, en hy bring dan daardie koning saam terug, en dan sit hulle hom in een van die staal rame, en dan loop hulle dwars deur die dorp met hierdie man, sodat almal kan sien, die koning is verslaan. Dis die beeld van die Kolossense. En dis wat ons ook glo. Dis die Jesus uit die dood uit opstaan, toe vervul God die belofte wat hy in Genesis aan die mens gemaak het.
dat die kop van die slang vermorsel sal word. Dit het gebeur. Maar dit laat ons met die vraag, nou as dit dan gebeur het, waarom is daar van nou soveel kwaad en soveel seer, soveel lyding in die wêreld? Dis wanneer ons na die nuus kyk. Een van ons nuuskanale het elke Sondagoggend so kort videoetjie wat hulle nou vrystel, waar mens kan kyk wat hierdie week die hoogtepunte van die nuus was. Nou, die enigste positiewe punt in vanoggend se nuus was dat Chad le Clos van Suid-Afrika op die Statebond spele die eerste persoon die meeste medaljes ontvang het in die geskiedenis van die Statebond spele. Dis die enigste goeie nuus. Die ander is moord en doodslag. Dit gaan oor mense wat van die een land na die ander land swem in die see om van hulle omstandighede te ontkom. Dit gaan daaroor dat mense vreugde vind in die bombardering van ander mense en mense doodmaak sonder goeie rede. Dis die wêreld. Dan wil mens tog vra, maar wat moet ons hiermee maak? Hoe moet ons dit verstaan? Nou kom nog iets so siekte ook hierby. As 'n geliefde siek word. Ek het nou November verlede jaar my broer begrawe. En hy het sy laaste 3 weke by ons in die huis gebly. En wel, toe ek hom gekry het, toe kon hy als niks vir homself doen nie. En so het ek hom maar versorg as 'n broer, en op die ouend die laaste 2 dae kon ons hom na die hospice toe vat, wat die wonderlikste werk doen, na my mening. Maar hoeveel keer het ek nie dit gevra nie? Hoekom, Here? Ek het daar by sy sterfbed gesit. Hy het nie geweet ek is daar nie, maar ek het geweet hy sterf. En ek kon dit nie verstaan nie. 71 jaar oud. Hoekom? Dis die vraag waarmee ons tog maar sit. Want ons sien hoe goeie mense swaar kry en oneerlike mense voorspoedig is. Ek dink Suid-Afrika gaan in die geskiedenisboeke dalk die absolute voorbeeld van hierdie situasie wees. Waar die goeie mense swaar kry en oneerlike booswigte voorspoedig is. Al hierdie goed laat ons vra. Hoekom? Nou in die gelykenis is eintlik 'n heel eenvoudige storie. Dis 'n boer saai goeie saad op sy land. En dan kom iemand in die nag, die vyand, en saai onkruid tussen koring. Nou toe ek dit voorberei, ek wil graag weet wat se onkruid hierdie is. En hy het nou die Griekse woord het ek nou vergeet, maar daai Griekse woord beskryf 'n spesifieke soort onkruid. En toe vra ek toe kyk ek of ek prentjies kry daarvan. Toe is daar prentjies. En dit wys toe die koring wat nou in die aar kom, en dan die aar nou al so 'n bietjie gegroei, maar hy's nog groen, hy's nog nie reg om geoes te word nie. Maar wanneer die koring dan in daardie stadium kom, is die onkruid geel. Asof dit oesbare koring is, en dit lyk presies soos die koring. En ek gevra het vir my swaar, wat nou 'n boer was, en het ook geswat het, ek sê, is hierdie onkruid nog steeds? Hy sê, ja, dit is nog steeds daar. Dit is nog steeds in ons lande. Hy sê, ek vra hom, wat maak jy daarmee? Hy sê, presies dit. Daar's geen gif nie. As jy gif daarvoor gooi, dan gee jy koring ook nie groei nie.
So, dis wat hier beskryf word. Nou kom die werkers. Die boer, kom ons sê nou maar, die boer verteenwoordig hier God, dis ook hoe Jesus dit verduidelik. Die boer saai die saad, die onkruid kom op, die werkers kom nou en hulle sê, ons sien daar's onkruid, moet ons dit gaan uittrek. En dis natuurlik vir hulle die regte oplossing. Maar onder die grond gebeur daar iets wat die werkers nie sien nie. Onder die grond verstrengel die onkruid en die koring se wortels. Soos jy die onkruid uittrek, trek jy die koring ook uit. Maar as dit nou 'n bietjie later in die oes raak, dan begin die wortels en die plantjie van die onkruid verdroog. Sodat die kan hou met 'n verstrenging, terwyl 'n plant wat groei reg langs hom, se wortels is nog sterk. So as jy dan die onkruid uittrek, dan kan dit niks aan die koring doen nie. Die werkers sien wat hier gebeur. God weet wat onder die grond gebeur. Dis waar die gelykenis heen gaan. Nou, dis 'n gelykenis oor die koninkryk. Veral in die evangelie van Matteus. Die koninkryk van God is die sentrale boodskap van Matteus. En dis ook die woorde waarmee Jesus sy openbare bediening begin, wanneer hy sê, die koninkryk van God het tot by julle gekom. En alles wat daarna gebeur, gaan hieroor. Die koninkryk is hier. Maar as 'n groot maar. En die maar is ons werklikheid. Die wêreld is nog steeds onvolmaak. En daar is nog steeds sonde. Daar is nog steeds lyding. Daar is nog steeds onreg. Dis nie weg nie. Maar dit laat mens baie keer dink, maar toe Jesus dan nou opvaar na die hemel, toe moes hy die koninkryk saam met hom gevat het. Want hierdie kan tog sekerlik nie die koninkryk van God wees nie. Sekerlik nie. Maar wat ons moet weet is, die koninkryk is hier. Maar ons leef tussen planttyd en oestyd. En in hierdie tyd moet ons, en dis wat geloof is om die onsienlike te sien. Geloof is nie om toe te laat dat dit wat vir my tasbaar, sigbaar, hoorbaar, voelbaar is, daarteen vas te kyk nie. Dis nie geloof nie. Geloof is om te sê, gee my God se oë, dat ek kan sien wat onder die grond aangaan. Nou, die punt is, God weet presies wat aangaan. Die werkers dink iets het verkeerd geloop. En as ons nou mooi gaan dink hieroor, dan dink ons ook eintlik iets het verkeerd geloop. Ons dink die duiwel het ontsnap. Weet jy daai, wat soos Kolossense dit beskryf. Ja, kom ons sê nou maar, daai koning het die ander koning in 'n sel gegooi, en ons dink hy het ontsnap. Want hoe sê ons, in Afrikaans baie keer, die duiwel is los. Iets is skeef geloop. Maar die boer weet,
dat die vyand ook werk. En hierdie vyand werk gewoon deur ons onvolmaakte menswees. Dit is baie keer so maklik om die duiwel die skuld te gee vir ons foute wat ons maak. Ek werk nou met die substansafhanklike mense en die eerste aanduiding vir ons dat 'n persoon die potensiaal het om te herstel van sy verslawing is die dag wanneer die persoon sal sê, dit was my keuse. Maar solank as wat hy iemand anders die skuld gee, iets anders die skuld gee, is genesing feitelik onmoontlik. Kan nie gebeur nie. Dit is my keuse. En ek moet leer om beter keuses te maak. So, daar is 'n vyand aan die werk. Maar hier is die punt, niks verras God nie. God weet. Daar's niks wat hy nie weet nie. En hy sien, hy weet, en ten spyte van hoe die wêreld vir ons lyk, ten spyte van die gevolgtrekkings wat ons maak oor hierdie wêreld, regeer God nog steeds. Hy regeer. En dan moet ons so rondom ons kyk en ons dink aan hoe mense wat foute maak, mense wat slegte dinge doen aan ander mense. Ons sien hierdie geduld van God met sulke mense amper as 'n swakheid. Die werker sê no, maar God is geduldig. Ek dink julle almal het al die grappie gehoor van die persoon wat nou vir die dominee gaan sê, dominee, ek kom vandag, ek sê vir jou, ek het nie geduld nie. Ek het niks geduld nie. En dit is my struikelblok, dit is my probleem. Die dominee sê vir hom, broer, gaan bid net oor die saak. En op die ouend gaan hy, en hy gaan bid hy oor die saak. Hy sê, Here, ek het baie dringend geduld nodig. Onmiddellik. Ons het nie geduld nie. Maar hierdie gelykenis sê vir ons, God se genade is eintlik geduld. Dis een van die maniere waarop God se genade vir ons sigbaar word, is God se geduld met ons. Dink net as God my sou behandel, soos ons soms wil hê, God ander boosdoeners moet behandel. Wie van ons sou dan nog geleef het? God se genade wys geduld. God wag. Nee, kom ons wag tot dit oestyd is. En ook, as iemand vir hom sou kom sê, Here, het jy gesien waarmee hierdie vrou of hierdie man besig is? Gaan God dieselfde sê, kom ons wag tot dit oestyd is. Maar ons raak ongeduldig. En dan dink ons, maar God gaan niks hieraan doen nie. Dan verhef ons onsself tot God se status en ons besluit. Terwyl ons na die beeld van God geskep is.
En dan nog meer, dat in Korintiërs word beloof dat ons stelselmatig herskep word tot die beeld wat God wil hê ons moet wees. En een van die herskepingsmomente is juis dat ons deur ons lewe iets van God se genade sal weerspieël in hierdie wêreld. Ons is almal ouers, sommige van ons groot ouers, maar hierdie wat ek nou gaan sê geld nie vir kleinkinders nie. Maar hoeveel keer moes ons nie in ons lewe as ouers hierdie geduld wys vir ons kinders nie? Wanneer hulle nou 'n misstap sou begaan. En dan sal 'n ander ouer kom en sê, hoorie, as hierdie kind my kind was, dan sou hy al lank 'n paar klappe gekry het. Maar ons as ouers sê, ek ken my kind. Ek ken sy omstandighede. Ek ken sy situasie. Maar meer as enige van daai is, ek sal nooit kan ophou om lief te wees vir my kind nie. Maak nie saak wat my kind doen nie. Hulle is altyd te welkom in my huis en in my lewe. Dis wat ons doen. Wat ons doen, beteken nie ons spreek net die probleem aan nie. Ons spreek dit aan. As dit aanhou, wat doen ons? Met hierdie geduldige genade van God hou ons hulle styf teen ons harte vas. En dit is hierdie geduldige genade van God. So, dit beteken in effek, daar's nog 'n kans. En wat meer is hierin, is dat daar na hierdie kans nog 'n kans gaan wees. Dis 'n verklaring van God se liefde vir ons. Maar as ons dit dan nou wil gaan en ons wil dit misbruik om te sê, wel, omdat ek weet, God gaan my weer 'n kans gee, hou ek maar net so aan. Dan moet ons dit nou maar doen. Maar as die oesdag kom, en dit is die een ding wat hierdie gelykenis so duidelik vir ons sê. Die oesdag kom. Dit is ons belydenis. Skrifte vir ons sê dat Jesus weer kom. En Paulus sê, in 'n oogwink gaan alles net wees. Maar ons wat in staat is om hierdie geduldige genade van God nommer 1 te aanvaar vir onsself en te aanvaar vir ander. Ons weerspieël so klein stukkie van die nuut maak wanneer Jesus weer kom. Wanneer Jesus weer kom, sal ons vervul word met onder andere hierdie geduldige genade. En ons sal lief hê soos God lief het. Dis wat sal gebeur. So, by die oesdag, die kwaad, die onreg, die verslawing, die siekte. Dis nie die laaste woord nie. Dis die laaste woord nie. Selfs nie die dood het die laaste sê nie. Nee, Christus, die opgewekte
opgestane Christus het die laaste woord. En ons leef nie sonder hoop nie. Ons wag nie verniet nie. Ons wag op hierdie koning. Hierdie koning wat die oorwinning van alle oorwinnings behaal het. Toe hy uit die dood uit opstaan. Ons wag nie verniet nie. Hierdie koning het beloof, ek sal alles nuut maak. En hierdie boer waarvan Matteus 13 dan nou praat, die boer is nog steeds hier. Dis tog wat Jesus gesê het. En ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En net om sy belofte te bevestig, kom Pinksterdag. En die uitstorting van die Gees op alle mense, sy handelinge, né, is God by ons teenwoordig. Die Heilige Gees is teenwoordig in hierdie gebou, omdat ons hier is. Nie omdat die gebou hier is nie, omdat ons hier is. En as ons hier uitstap, is die Heilige Gees nog steeds by ons. So, Jesus is nog steeds hier. Ons sien partykeer net die onkruid in mekaar se lewe. Ons staar ons blind teen ons probleme, ons teleurstellings, ons pyn. En wat sê Jesus? Jesus sê, kyk mooi. Kyk mooi. Wat jy sien, is nie alles nie. Wat jy hoor, is nie alles nie. Wat jy voel, is nie alles nie. En deur geestelike groei, wat kom deur 'n groei in intimiteit met hierdie God, deur die woord en deur gebed, en deur weer en weer verbintenis aan hierdie God, leer ek om soos God te kyk. Leer ek om te omarm soos God omarm. Dis wat gebeur. Kyk mooi. Die boer is nie weg nie. Hy sorg nog. Hy werk nog. Dis groeityd. Dit is die tyd waarin ons lewe. Dis groeityd. En God mors nie met lyding nie. Omdat ons in groeityd is, en omdat God in ons lewens werk, neem God elke stukkie swaar kry, en elke stukkie lyding, neem God, en hy gebruik dit, om vir my, 'n mooier mens te maak. God mors nie met lyding, en swaar kry nie. En daarom is dit wat hierdie gelykenis aan ons wil oordra. Ons kan met vertroue leef. Die vertroue dat die boer weet. En die vertroue gaan nie daaroor dat die wêreld nou skielik volmaak geword het nie. Alles behalwe. Somstyds voel mense om te sê, inteendeel. Dit lyk vir ons of die wêreld baie keer teen 'n onkeerbare spoed teen 'n afdraande af
storm. Dis wat ons dink. Die wêreld is nie volmaak nie. Maar ons leef met vertroue, omdat ons verlosser getrou is. Hy sal ons nooit in die steek laat nie. En dit wil sê, elkeen van ons, as ons hier sit, of staan, glo ek, gaan deur ons eie stukkie swaar kry, ons eie stukkie ellende, ons eie bekommernis, ons eie onsekerheid, ons eie vrae. En dis die boodskap. Omdat Jesus getrou is, kan ons met hoop lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en ons God, ons het maar nodig om so van tyd tot tyd te hoor dat u tog getrou is. Omdat die getuienis van die dinge rondom ons eintlik ten hemele skree, dat dit nie waar is nie. God is nie hier nie. God is nie getrou nie. Waar sien jy die vervulling van die beloftes? Maar u het geloof in elkeen van ons se harte geskep en u bou op daardie geloof. En nederig kom ons voor u en ons sê, Here, moet tog nooit die goeie werk wat u in elkeen van ons begin het, stop nie. Amen.